Goeiedag. Ons kyk vandag na Handelinge 2 en daar's van vers 1 tot vers 4 wanneer ons kyk na hierdie Bybelstudie. So dit beskryf nie net 'n historiese gebeurtenis nie, is ook die vroeë kerk se ervaring. Dit is 'n teologiese spulpunt en 'n verhaal van 'n nuwe skepping en 'n geestelike verklaring van wie en van wat die kerk dan is. So dit gaan nie noodwendig ook net oor wat daar gebeur het nie, dit gaan ook vandag oor wat met ons gebeur en hoe hierdie ons bemagtig vir vandag. Die woorde almal is met die Heilige Gees vervul in Handelinge 2 vers 4 is 'n geboorteaankondiging. Dit is hoe die kerk gebore is. Dis nie 'n menslike strategie nie, dit is 'n goddelike inisiatief. En soos wat Jesus sy bediening begin het met die Gees se koms na sy doop, soos wat ons sien in Lukas 3, begin die kerk nou met dieselfde Gees. So dis 'n parallel hierso. Kerk is nie 'n menslike projek of 'n instansie nie, is 'n organisme wat deur God self tot lewe geroep is. God se asem, sy eie Gees is hierin. En dit leer ons die kerk is nie gebou op planne of pragt of strukture nie, maar op God se teenwoordigheid, die Gees. Die tonge van 4 het op elkeen van hulle gesit, van vers 3, wat voorheen net aan profete en priesters gegee was, word nou aan gelowiges gegee. Moses se droom word bewaarheid, soos dit ons sien in Numeri 11, as al die Here se mense maar profete was. Pinkster beteken dat die kerk nie 'n gehoor het nie, maar 'n liggaam, waar elkeen 'n stem het. Dit is die grondslag van algemene priesterskap. Nie net 'n paar preke, nie almal word gestuur. Die gedeelte is nie moralisties nie, is transformerend, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. Pinkster is nie net 'n emosionele oomblik of 'n morele boodskap nie, dit is 'n transformasie van binne af. Mense wat bang was, word vrymoedig. Onseker is, word profete. Die Gees gee nie net opdragte nie, hy gee krag. Die kerk is nie 'n plek van prestasie nie, maar van genade gedrewe transformasie. Hierdie waarheid verander hoe ons as kerk onsself en mekaar beleef en verstaan. Mens kan amper sê die Pinkster is soos 'n nuwe verbond van God. Die dag van Pinkster was alreeds 'n belangrike Joodse fees, die fees van Shavuot. En oorspronklik was dit 'n oesfees gewees, soos wat ons sien in Eksodus 23. En later word dit 'n herdenking van die wet op Sinai, as ons kyk na Eksodus 19. By Pinkster in Handelinge word hierdie twee tradisies vervul en oortref. Die oes is nie koring nie, maar mense. Dit is 3000 siele. Die wet is nie op klip geskryf nie, maar op harte deur die Gees geplant. En is die teenwoordigheid van God is nie meer op die berg nie, maar dit is in mense. In Handelinge 2 vers 6 tot 11 word oor die pelgrims uit verskillende lande die evangelie in hulle eie taal. Hierdie mense vat die evangelie huis toe. En so begin die sending nog voordat daar sendelinge is. God gebruik die bestaande kulturele wêreldorde, taal en pelgrims, feeste, as 'n kanaal van God se koninkryk. So jou kultuur of taal of agtergrond is nie 'n struikelblok vir die evangelie, is 'n brug waardeur God werk. Ons sien wat in die disippels se harte en gedagtes ook hier gebeur. Hulle beskuif van bang en onseker en onaktief. En na Pinkster is hulle vrymoedig en profeties en aktief vir die vlambringe doel. Bring genesende ekstase, nie net emosies nie, maar insig, sin, vreugde en roeping. Ons sien ook 'n omkeer teenoorgestelde hierso van Babel. Babel in Genesis 11 waar daar verwarring is en in Handelinge 2 gebruik God hierdie tale nou om mense te verenig. Die Gees bring nie net een taal nie, maar 'n veelheid wat verstaanbaar is en die boodskap vereer die verskeidenheid en
verenig dit. So kom ons kyk vers vir vers na hierdie gedeelte. Toe die dag van Pinkster aanbreek, dis nou vers 1, is hulle almal op een plek bymekaar. So ons het reeds gesê dis die fees, fees van weke, Shavuot, wat 'n belangrike Joodse pelgrimsfees was, 50 dae na die Pasga. Oorspronklik is dit 'n oesfees, soos dit ons in Eksodus 23 gesien het, waar die eerste vrugte van die koringoes aan God gewy is. In tweede tempel Judaïsme het ook te maak gekry met die herdenking van die wet wat by Sinai gegee is. Dit is belangrik vir Handelinge 2, soos God die verbond met Israel by Sinai beklink het, met vuur en geluid, so word 'n nuwe verbond gevestig deur vuur en wind, maar die keer op mense se harte. Die eerste vrugte is die 3000 wat dan tot geloof kom. Dis 'n geestelike oes hierso. As ons kyk, Shavuot het mense van reg oor die diaspora na Jerusalem gelok. Dis 'n internasionale stad vol Jode en proseliete van verskillende kulture en tale. Jerusalem was tydens hierdie feeste baie vol geweest. En hierdie fees berei die leser voor vir die meertalige wonder wat gaan volg. Dis 'n multikulturele gehoor wat hierso teenwoordig is. Half amper soos in Efese waarvoor Lukas geskryf het. Die plek van samekoms is waarskynlik die bovertrek, so Handelinge 1 vers 13, is 'n ruimte van gebed en verwagting, maar moontlik later in die tempelkompleks waar meer mense kon bymekaar kom. Die disippels volg Jesus se opdrag van Handelinge 1 vers 4 uit. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly daar en wag vir die gawe wat die Vader beloof het. Hulle is almal by een plek bymekaar. Dit is 'n simbool van eenheid en van toewyding. Daar's nie verdeeldheid of afsondering nie, daar's saamwees en afwagting op God. En hierdie saamwees dra reeds die saad van die kerk se aard, 'n gemeenskap wat saam wag, wat saam bid, soos wat ons sien in Handelinge 1 vers 14. In die wêreld van verstrooiing en individualisme wys hierdie vers op die krag van gemeenskaplike verwagting. Die kerk begin en wag in eenheid. Die vers skep 'n gevoel van stilte en van spanning. Iets groots is op pad, maar dit het nog nie gekom nie. Soos die volk by Sinai wag op God se stem, so wag die disippels op die vervulling van Jesus se belofte in Lukas 24 vers 49. In hierdie intussentyd, hierdie liminale ruimte waar geloof gestalte kry, om te wag op wat God beloof het, selfs op dit wat nog onsigbaar is. En dan beweeg dit aan. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige rukwind, en dat die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hierdie woord pneuma beteken letterlik asem of wind, en dit word gebruik vir gees. Hierdie woord speel 'n dubbel betekenis. Dit verwys na lewenskrag, so God blaas asem in die mens, en dit wys na God se werkende teenwoordigheid, die asem of gees in droë bene van Esegiel 37. In hierdie konteks is die geluid van die wind nie net simbolies nie, maar ook teologies gelaai. Dit dui op die ontplooiing van God se krag in 'n nuwe skepping, 'n nuwe mensheid. So wind as 'n skepende en vernuwende krag sien ons in van skepping en herskepping in Genesis 1 vers 2. So die gees van God het oor die waters gesweef, eerste skepping. Genesis 2 vers 7, God blaas asem in Adam, so 'n mens word 'n lewende wese. Esegiel 37 vers 9 tot 10, asem in die dooie bene, nuwe lewe vir Israel. In Handelinge 2 verskyn hierdie wind om 'n nuwe skepping te begin, die kerk. Die gemeente word die nuwe Adam, 'n liggaam gevul met God se asem, ingestel op God se missie. Hierdie is 'n teofanie, 'n verklaring van God se heerlikheid, 'n openbaring van God, dikwels van wind en vuur en aardbewing vergesel. Hierdie geluid uit die hemel word dus erkenbaar as God se koms en handeling.
In die antieke wêreld is hemelgeleide as goddelike kommunikasie interpreteer. Die geweldige rukwind simboliseer 'n goddelike aankondiging, nie van oordeel nie, maar nuwe lewe en sending. Ons sien dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Die wind is nie net iets wat een individu ontvang het nie, dit vul die hele ruimte. Elke teenwoordige persoon word bewus van God se koms. En dit is nie subtiel nie, dit is onmiskenbaar, hoorbaar, universeel. Hierdie volheid van die ruimte is 'n aanduiding dat geen deel van die nuwe gemeenskap onaangeraak bly nie. Almal word betrek. Vers 3, tonge soos van vuur het aan hulle verskyn en hulle het hulle op elkeen van hulle neergesit. Hierdie werkwoord beteken verdeeld. Dis die diamerizomenai, beteken verdeeld en versprei. So ons het alreeds daarso 'n woordspeling soos wat ons gesien het in Genesis 11 met die toring van Babel. Hier is dit nie verdeling van mense nie, hier is dit die vlamme wat verdeel en uitgedeel word. Dis nie van baie vure nie, maar van een bron wat verdeel word sonder om te verminder. Dis eenheid in verskeidenheid. Elke gelowige kry persoonlike deelname aan dieselfde vuur, dieselfde gees, unieke uitdrukking. Dit dra die teologiese boodskap dat God se teenwoordigheid nie meer sentraal of eksklusief of beperk tot 'n sekere plek of 'n sekere heiligdom is nie. Dit is vir almal. Dit is vir die gemeenskap. Die vuur is 'n reiniger en is die teenwoordigheid van God. In die Bybel simboliseer vuur baie keer reiniging en openbaring en God se heilige teenwoordigheid, soos in Eksodus 3, die brandende bos, waar God vir Moses roep, en die vuur brand maar nie verteer nie. Van Jesaja 6, die seraf 'n gloeiende koel na Jesaja se lippe bring, sê jou skuld is vergewe. Die vuur reinig, heilig en roep. Dit roep die disippels tot 'n profetiese roeping, net soos Jesaja, net soos Moses. Vuur is 'n verswelgende teenwoordigheid. Maar in handeling is dit persoonlik en is dit bevestigend. Dit roep en dit stuur. Vuur rus, dit flits nie, en het op elkeen van hulle neergesit. Dit bly, dit flikker nie net vir 'n oomblik nie. Die Gees neem woning in. Dis 'n duursame en intieme teenwoordigheid. Die vuur wat rus op elke gelowige is 'n teologiese verklaring van Pinkster. Elke mens word 'n mobiele altaar, 'n lewe wat vir God brand. Elke gelowige is 'n draer van God se teenwoordigheid. In die Ou Testament was God se teenwoordigheid aan plekke gekoppel, soos die tabernakel of die tempel. Nou word mense self die draer van die teenwoordigheid van God. Soos Paulus later skryf, julle is die tempel van die Heilige Gees in 1 Korintiërs 6. Die vuur is op elkeen van hulle. Is geen uitsluiting nie, nie net die 12 apostels nie afhanklik van geslag of status of van agtergrond nie. Die gemeente word hierso die nuwe tabernakel. Elke lidmaat dra hierdie heilige vuur. En dan vers 4, almal is met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat soos die Gees dit aan hulle gegee het om te spreek. Die woord glossa beteken tong. Dit verwys na beide vuurtonge en tale wat gepraat word. Dit is 'n simbool van oorgang. Dit is 'n visuele teken, die vlam of 'n verbale uitdrukking, taal. Die vuur raak elkeen en wat uitlik kom is woord, getuienis, taal, lof. Die dualiteit van glossa beteken verbind hierdie vuur en taal met mekaar. God se teenwoordigheid binne word hoorbaar buite. Sy tale was verstaanbare menslike tale, dus elkeen kon dit hoor, kon in sy eie moedertaal hierdie lof aan God hoor. Dis nie glossolalia soos wat ons sien in 1 Korintiërs nie, maar xenoglossia, tale wat die sprekers nie natuurlik ken nie, maar verstaan word. In hierdie moment erken 'n kulturele diversiteit. Dit verbreek uitsluiting en elitisme, dit van 'n heilige taal, dit gee elkeen toegang tot die evangelie, waar hy of sy is en soos wat hy of sy is. Die Gees spreek tot elkeen in die taal van 'n hart.
Dit herinner ons dat God persoonlik en inklusief is. Dis 'n evangelie vir alle nasies. Soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. Hulle praat nie uit hulle self nie, hulle praat onder geesbeheerende inspirasie. Die eerste daad van Gees is getuienis. Die disippels begin praat van God se groot dade, soos wat ons sien in vers 11. Dit is deel van die missiologiese karakter van die kerk, nie inwaarts nie, maar na buite toe. Dit is 'n universele roeping van die evangelie van dag 1 af. En dis die vervulling ook van Handelinge 1 vers 8. Hulle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die aarde. Babel word hier omgekeer en tale verdeel by Babel, maar hier word tale verbind. Een boodskap, baie tale. Hierdie gedeelte beteken vir ons dat daar nie net 'n paar uitverkorenes is nie. Die hele gemeente ontvang die krag en gesag om te praat. Die Gees word gegee aan almal wat glo. En die simboliek van spraak is belangrik. In God se skepingswoord bring dit lewe, in Jesus wat die woord is in Johannes 1. En nou gee God aan sy kinders die woord van lewe om te spreek. Mag hierdie woord jou ook inspireer in hierdie week wat kom. Mooi week vir jou verder. Totsiens.